'n Hartlike goeiemôre, good morning. Ai my Rosie, dis altyd vir my lekker om hier saam met jou te wees. Ons hoop julle is gereed want ons het 'n opwindende dag vir julle beplan. Inderdaad, Elsa, ons gesels met Roan Vermaak van Crisis on Call oor brandveiligheid. Team SA se Daniel McLean vier goud by die Afrika Kampioenskappe en vertel ons meer oor sy ongelooflike oorwinning. Ons kyk ook na Our Village se unieke Rent a Oma. Elsa, jy het mos nou glad nie nodig nie, want jy het vir ouma pets. Ek het vir ouma pets, ja. Maar ek gaan nou by die Rent a Oma konsep bietjie meer uitvind by Andrea Swart en Suzanne de Beer en dan gaan Jan Blom kom kuier met 'n voorsmaakie van sy nuwe album Tot daar waar die lig is. En ek wil net gou iets baie duidelik maak. Jy het ook vir ouma Betsy, hoor. Jy weet sy neem elke nou en dan vir jou 'n videoetjie op. Sy is die oulikste ding. Dalk gaan sy by die Rent a Oma konsep ook in bietjie in gaan daar. En dalk moet sy ook bietjie hier vir ons op stel kom kuier, né? Agter die skerms. Sy is min lus vir jou video's op sosiale media. Nou, as jy eers vir ouma Betsy op die TV wil hê, is dit 'n ander storie. Maar ons gaan bietjie later oor Rent a Oma meer gesels. Our first oggendpraatjie this morning is quite a serious one. A top ANC member from the Ledwele Putswa region in the Free State has been arrested for allegedly impersonating a police official, driving under the influence of alcohol and the unlawful use of blue lights. JNPD spokesperson Xolani Fihla said that officers were conducting routine patrols at the intersection of Rivonia Road and Grayston Drive when they stopped a Haval fitted with unauthorized blue lights. The male driver claimed that he's the official driver for the mayor of the Nala municipality, while the female passenger falsely identified herself as the mayor. The police officers, however, became suspicious when checks revealed that the vehicle was not government-owned, but registered to a bank. The driver now faces charges including impersonating a police officer, drunk driving, and unlawful use of blue lights, while the female passenger is charged with impersonation. Both are expected to appear in court soon. We remain committed to ensuring that no individual, regardless of their affiliations, is above the law, spokesperson Fihla went on to say. So, hierdie blou lig storie kom al jare aan, and there are so many different facets to a story like this. Ja, en ek kan nie glo dat die mense sulke kansse vat nie. Imagine, ons ry 'n kar en ek sê ek is die burgemeester en dit is my driver. Dit is net vir my verstommend dat mense dink hulle kan wegkom hiermee. And then what I also want to do is we often have a lot to say about the SAPD and JNPD and traffic officers that want a cool drink here and there and whatever, but these guys actually went above and beyond, because if you are a police officer or a traffic officer and you are pulling someone over and they say that you're the mayor, if that was the mayor and you didn't believe them, there is such a chance that maybe you could have gotten in trouble. But they went above and beyond and they went, you know what, this looks very fishy to me. Ek gaan, al sê hierdie persoon dat hulle iemand wat in 'n magsposisie is, ek glo dit nie, so ek gaan my due diligence doen en ek gaan uitvind, praat hierdie persoon die waarheid of nie. And then they went on to find out that this was actually a lie. So 'n pluimpie vir hulle. So well done to them. Well Ek stem done. saam met jou. I totally agree. Ek dink net dit is weer eens 'n geval van mens wil glad nie van hierdie soort stories lees nie. Jy weet, ek dink dit is nie eers meer aanvanklik dink ek het 'n mens jou kop geskit en gelag want dit was amper jy weet dit was amper belaglik geweest. Maar nou is 'n mens net ek weet nie. I just also want to know, how easy is it to get a blue light? Want dit is vir my, kom dit daarop neer, hoe het die mense hierdie blou lig in die hande gekry? Want behalwe nou vir die feit dat hulle gelieg het en gesê het, o, ek is die burgemeester en dit is my bestuurder, of my driver, hoe kry jy 'n blou lig in die hande om in jou kar te sit? Like, who's selling these? Because maybe that's where we need to start, to go, the misuse of blue lights, it's not going to be such a prevalent issue if the blue lights are not so easily accessible. Ja, en ek dink op die einde van die dag, as 'n mens ondersoek moet instel, ek dink 'n mens gaan agterkom dat dit dalk makliker is as wat ons dink. Ja. Om so 'n blou lig te bekom. Wat nogal verstommend is, because they shouldn't be used improperly. I think it's so important that they are used for the right reasons. And the blue light brigades have not got a good reputation as it stands now. So
Rarig, well done aan daardie polisie beamptes wat nou hierdie ding stopgesit het van ek is die burgemeester, I would like to be addressed as the mayor from now onwards. Ek sal die president wees as jy die burgemeester wil wees, hoor. Goed, Ras, dan 'n volgende storie, ons beweeg aan. Ter viering van Nasionale Dowe Geskiedenismaand is 3 gewilde Disney liedjies, naamlik The Next Right Thing van Frozen 2, We Don't Talk About Bruno van Encanto and Beyond van Moana 2 in gebaretaal herverwerk. Nou wat die verwerking besonders maak, is dat die karakters self die liedjies deur gebare of met behulp van gebare sing, eerder as wat daar net 'n tolk in die hoek verskyn. Disney animasieskeppers het in samewerking met 8 kunstenaars van die Deaf West Theatre die liedjies se lirieke na gebaretaal vertaal en die gebaretaal lirieke is daarna in animasie omskep. Volgens Disney fokus die nuwe gebaretaal lirieke op konsepte en emosie eerder as 'n woord-vir-woord weergawe. Die projek is daarop gemik om kinders wat doof of hardhorend is beter toegang tot Disney se stories te gee en om 'n sterker verbintenis met die dowe gemeenskap te bou. Hierdie stories gee vir my hoop. Weet jy, my hart is nou regtig so geroer, weet jy, dit is so 'n spesiale ding om 'n animasieprent te kan kyk en te kan ervaar en nou is dit vir meer kinders en meer mense toeganklik. Ja, ek dink dit is so dit vorm so 'n belangrike deel van 'n kind se verbeelding ook. Jy weet, so dit is aangrypend en ek dink dit is hoe ek sou wou sien dat die wêreld in die toekoms al hoe meer so begin dink om alles net so 'n bietjie meer inklusief te maak, Ja, né? ek dink jy slaan die spyker op die kop daar. Dit voel vir my asof dit nou die begin van meer inklusiewe inhoud is vir mense wat met gestremdhede lewe of vir mense wat net op 'n ander manier sulke kuns kan ervaar. Ek dink dit is wonderlik. Absoluut. En ek dink dit kom baie keer terug, maar jy weet die landstale ook. Ja. En net ek dink hoe almal net opgewonde is. Ek onthou toe ek 'n bietjie jonger was, het ek die alfabet aangeleer en ek dink dis werklik iets waarmee mens moeite moet doen. Daar was in 'n stadium, ek het in 'n stadium met 'n tolk te doen gehad en dit het ek nog vir haar gesê, dit was destyds ook met die nuus. Dus ek vir jy moet my asseblief leer. So dis definitief nog iets wat ek in die toekoms sal wil bemeester, gebaretaal. Onthou jy nog van die gebare? Ja, ek dink ek onthou omtrent die hele alfabet. Dis 'n E, Elsa. dit is 'n R, so ja. Dis Maar baie goed. oulik. Dit nou daar gelaat, hou my dop in die toekoms. Ek gaan dit nog bemeester. Ja. Nou jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë gehalte en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. En dis dan al vir nou, so maak seker jy bly ingeskakel hier by Goeiemôre Good Morning, want ons is nou weer terug met die res van vanoggend se baie interessante en opwindende spyskaart. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kyk, goeiemôre, good morning. Met die kouer weer wat inskop, begin ons almal planne maak om warm te bly en daarmee saam word die risiko vir brande en brandwonde hoër. Ons gesels vandag met Roan Vermaak van Crisis on Call oor hoe vinnig 'n situasie van skadeloos na kritiek kan verander en waarom dit so belangrik is om te weet wat om in daardie eerste paar minute te doen. Roan, hartlike goeiemôre, good morning. Goeiemôre, lekker om hier te wees. Roan, hoekom sien julle by Crisis on Call juis 'n toename in hierdie tipe brandgevalle in die winter? Ja, definitief. Kyk, daar's baie faktore wat kan lei tot dit. Natuurlik die load shedding wat ons nou 'n rukkie nie gehad het nie. Maar dan is dit natuurlik baie kouer weer. So mense is besig om verwarmers in die huise in te bring. En mense is besig om addisionele ekstra verwarmers ook in te prop en dit veroorsaak dat mense ook extension koorde nader bring en al hierdie tipe goed wat oorlaaiings op kragproppe kan bring en dit veroorsaak kortsluitings wat dan kan lei tot brande. So jy het nou oor die algemene oorsake gesels, maar as ons kyk na die tipe brandwonde wat jy sien in die wintermaande spesifiek, wat kan jy uitsonder? Wel, as jy kyk na 'n huisbrand, dan is dit ook gewoonlik brandwonde waar mense warm lug inasem as gevolg van die rookinhalasie wat hulle kry. En dan natuurlik mense wat brand met kookwater. Dit is nogal 'n groot impak wat gebeur. En mense wat ook brand met olie wanneer dit kom by hulle kombuise waar hulle warm kos maak, want in die wintermaande eet 'n mens natuurlik meer warmer voedsel en dan het 'n mens ook kookolie nodig en die tipe goed wat jy mee gaar maak en gas, selfs mense wat hulle brand met die vlam op die gasplate. Ja. Baie van hierdie voorvalle wat gebeur, soos jy nou uitgelig het, begin met klein foute wat mense maak. So wat kan 'n mens doen in die wintermaande spesifiek om hierdie klein foute te vermy? Ja, definitief. Ek sal sê om wanneer jy basies gas gebruik in jou huis, maak seker dat dit 'n goedgekeurde gasmaatskappy is wat jy gebruik, dat jou CO2 sertifikate reg is, dat jy nie sommer net 'n gasbottel gaan enige plek koop en dit net insit in jou huis nie. Maak seker dit word geïnstalleer deur die regte mense. Wanneer jy byvoorbeeld 'n verwarmer gebruik in jou huis, maak seker dat dit nie naby aan jou meubels staan of gordyne of so nie. Kersse is 'n groot ding, veral wanneer dit kom by winterseisoene. Mense los dit en dit staan een kant en dis so maklik dat die wind waai met 'n klein stukkie oop venster en dit val om, dis naby gordyn of 'n vatdoek of so meer en dit vat vlam en dan begin jou huis af te brand. Dan natuurlik 'n ding wat ons al baie gesien het in die verlede ook is mense wat natuurlik boomafvuure maak en hulle maak dit nie dood na hulle gekuier het nie en gaan klim dan in die bed en dit is net die wind wat een koeltjie waai en dit val dalk op 'n matras of 'n handdoek wat buite lê en dit veroorsaak dan ook 'n brand. Baie van ons mense het patio stelle buite en dit is ook sagte kussings wat daarop is en dit kan baie vinnig aan die brand slaan. So my voorstel is om dit ook dood te maak wanneer jy voor jy gaan in die bed klim in die aand. Ja. Jy is natuurlik die kundige op die gebied. Crisis on Call is baie betrokke by wanneer mense noodgevalle het natuurlik. So kom ons praat oor wat is die regte, ek wil sê prosedure wat mens moet volg as iemand nou dalk by my huis 'n brandwond opgedoen het.
daardie eerste paar minute is natuurlik so belangrik. So wat doen mens? Wel, die beste ding en die eerste ding wat 'n ou moet doen is om natuurlik wondsorg toe te pas. Ek sou nooit sê jy moet allerlei huis-tuismiddels opsit nie. Ja, want Baie dit kan mense doen soms dit. die brandwond vererger. Definitief. En ek sou sê om so gou as moontlik mediese behandeling te kry. Ja. En as jy nie noodwendig naby 'n hospitaal is of daardie oomblik nie, dit is ook hoekom jy natuurlik dan 'n lid by Crisis on Call kan wees, wat jy 'n nasionale noodnommer het wat jy kan skakel. Telefonies kan ons jou adviseer deur ons mediese beraadslyn wat om te doen in daardie situasie. En dan kan ons vir jou 'n ambulans ontbied as dit nodig is en ons kan jou vervat na die naaste effektiewe hospitaal toe. So mediese sorg is baie belangrik. Ja. Jy kan nie dit net los nie want dit kan septies raak en dit kan natuurlik veroorsaak dat dit baie erger is as wat dit op daardie oomblik is. Hoe belangrik is dit om kalm te bly in die situasie? En ek weet dit is makliker gesê as gedaan. Ja, enige noodgeval is dit baie belangrik om baie kalm te bly want as jy paniekbevange raak, dan raak jou familielede paniekbevange. Ja. En dan weet jy nie wat om te doen nie. Ek het al gesien, veral as dit kom by kinders. Jy weet, as jy gaan as ouer paniekbevange raak oor jou kind wat seer gekry het, dan raak hulle ook paniekbevange want hulle weet nie wat om te doen nie want hulle ken dit nie. En dieselfde met groot mense en as jy gaan paniekbevange raak en jou bure kom op die toneel en jy gil en skreeu, gaan hulle ook. So dit is belangrik om eerder maar net die situasie te bestuur en seker te maak dat alles regkom. Daar is altyd 'n uitweg. Ja, en dit is hoekom plek soos Crisis on Call so belangrik is want julle gee die mediese sorg en dalk die telefoniese sorg om nou deur daai eerste paar paniekerige oomblikke te kom. Definitief. Ons is basies soos die Amerikaanse 911 stelsel wat in Suid-Afrika wat 'n derde wêreldsland is, operasioneel is. So ons het dieselfde tipe sentrum wat die hele krisis namens jou kan bestuur en vir jou daai totale gemoedsrus kan gee. Ja, so kom ons praat oor wenke. As jy nou die top 5 wenke kan gee, sê nou, vir ons om in hierdie winterseisoen ekstra versigtig te kan bly wanneer dit kom by brande. Ja, die belangrike ding sal ek sê is moenie jou muurproppe oorlaai nie. Moenie sommer self elektriese drade aanlas en dit nie deur 'n elektriesien goedgekeur kry nie. Wanneer jy solarstelsels in jou huis het, maak seker dit is goedgekeur en afgeteken deur die regte professionele mense, want dit kan ook lei tot brande toe, veral met kragonderbrekings. Oop vlamme asseblief. Ek vra die mense om asseblief nie kersse te brand en dit nie naby dit te wees en dit weg te loop van dit af nie. Moenie lakens of warm komberse aanlos of dit selfs jy weet, behoor 'n olieheater of so iets sit nie. Ons het vroeër gepraat oor gasbottels, maak seker is goedgekeur en kry 'n aksieplan. Maak seker dat jy weet wat om te doen wanneer jy jouself in daai situasie begin. Brandalarms is baie belangrik want dit kan jou vooraf waarsku dat daar moontlik 'n brand in die huis is en dit kan jou en jou gesin genoeg tyd gee om uit die huis uit te kom. Maar belangrik, ek dink daar's baie min huise daar buite waar mense uiteindelik vir hulle kinders ook oplei om te sê, weet amper soos 'n branddrill te doen. En interessant genoeg, my seentjie het gister aand toe sê my pappa, ons gaan vandag gaan hulle nou by die skool 'n brandalarm toets doen. So dit wys net vir jou, dit is baie goed om paraat te wees en vooraf voorberei te wees wanneer hierdie goed gebeur. Ja, en jou beskikbaarheid van jou nommers vir noodgevalle is so belangrik in die huis. Jy praat nou van jou seentjie. Waar is die beste plek om die Crisis on Call nommer, byvoorbeeld, jy het dit natuurlik op jou foon, maar waar is die beste plek om daai tipe nommers te sit? En wat is die Crisis on Call nommer? Ja, so die belangrike ding is die Crisis on Call nommer is op jou bandjie wat jy dra by Crisis on Call wat jou verbind tot die nasionale noodsentrum. En dan natuurlik sal ek sê om dit op 'n plek te sit waar dit toeganklik is, naby aan jou foon. Gelukkig met Crisis on Call het jy natuurlik die app wat jy ook kan aflaai, wat 'n geïntegreerde paniekknopie het wat ook jou area identifiseer. Maar op jou yskas, plekke waar mense dit vinnig bekombaar is. En dit kan natuurlik help om so vinnig as moontlik daardie noodnommers te skakel. Baie mense steun op WhatsApp groepe wat hulle ook dan boodskappe stuur en so meer.
Dit kan werk, maar dis nie altyd so effektief soos dit moet wees nie. Rowan, waar kan mense die Crisis on Call die meer inligting kry en waar kan hulle die toepassing aflaai net ter afsluiting? Die toepassing is beskikbaar op enige Apple Android platform. Jy kan dit gaan aflaai as jy lid is van Crisis on Call. Jy kan die webtuiste besoek by crisisoncall.co.za. Die inligting is redelik goed uiteengesit. So jy kan mooi gaan kyk wat se pakket vir jou en jou gesin die moeite werd gaan wees. En so eenvoudig soos dit. Rowan, dit was regtig baie insiggewend om vanoggend met jou te gesels. Baie dankie dat jy by Goeiemôre Good Morning aangesluit En baie dankie vir die geleentheid. Dankie. Ek hoop almal bly veilig hierdie winter, veral met brande en so voort. En Rowan het natuurlik vir ons al die inligting gegee oor hoe om veilig te bly. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons met Daniel McLean, 'n lid van die senior Suid-Afrikaanse Olympic Gymnastics span wat ons land gaan verteenwoordig oor die wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Oudere gewoonte hierdie tyd van die oggend is dit sporttyd hier op Goeiemôre Good Morning. Ek is Arnold Gertz. Daniel McLean, a member of the South African Senior Olympic Gymnastics team, won the senior floor gold medal at the 19th African Artistic Championships in Cameroon. Daniel is here in studio to tell us all about this incredible win of his. Daniel, firstly, thank you so much for being here. We really appreciate your time. Our great pleasure. Just take us back to artistic gymnastics. Give us a definition of what that is. So artistic gymnastics is composed of 6 apparatus. There's men's artistic and there's women's artistics, 2 different sports. Men's artistics is 6 apparatus, and we have the floor, the pommel horse, the rings, the vault, the P-bars, and the high bars. And we compete all apparatus to get a total score. And then you can also compete individual apparatus. So I can just do 1 out of the 6. So this is like it lines up in the Olympics. It's exactly the same type of thing. Very popular. Brilliant. So did you do all 6? I did. Okay. And how did that go? Talk us through it. It went pretty well. I did have a bit of a fall on the parallel bars, but I placed 7th overall and then qualified for the floor final, the rings final, and the vault final. The pommel horse always, to me, looks, with great respect to the men, like it is, if they put women on there, it would be slightly better. I know they don't, but it looks so incredibly hard and that you need to really work at being graceful up there.
No, it's our most challenging apparatus Yes. because we're on our wrists for the whole exercise. And they like to say the women's balance beam and the men's pommel like go hand in hand Of because course, yeah. I understand that. Have you tried the women's one? No. Wouldn't you? The bar? No. No. I would have thought not. It's very narrow. There's virtually no place to make mistakes. Is there one of the apparatus that makes you feel like that? There is absolutely no chance of you making a mistake. If you make a mistake, you're in trouble. No. Every app it feels the same to me. It's the nerves, but it's I do have my favorites, but Which is? the vault and the floor. Okay. I'm known for jumping, but every app, it's the same feeling. So there's no app where I can say, I'm not going to fall, I'm not going to mess up. Because anything can happen at the end of the day. Of course. Yeah. Talk to us about competing in Cameroon. Obviously, it's as big as it can get, other than the Olympic Games and the Commonwealth Games, etc., etc. But what was that like? It was a very exciting time for me because the last time I competed at an Africa's was 2022 in Egypt. So I was still a junior. So now it was my first international as a senior continental competition. And just to be back out there it was more fun than anything else. And to have a supportive team was also just incredible. And just the crowd itself, from the people of Cameroon, they were very supportive and they screamed for everyone. And it just put a smile on my face. And yeah, I can't wait to do the next Africa's again. It sounds like you felt you were competing in front of your home crowd, because the Cameroonians are like that, aren't they? Yes. Lovely. Lovely people. Let's talk for a second about how you started. What got you involved in gymnastics in the first place? It was actually my sister, because she had a free trial lesson. I was 5 at the time, and I wanted to do it as well. And then my mom got me a trial lesson, and from there, just grew into it. And yeah, we are here today. I've got a tough question for you. I'm going to offset the one with the other. What do you love most about gymnastics? The discipline it teaches you, because I've had to make so many sacrifices from grade 4, because grade 4 is when I started high performance. When the coach told me it's my time to be in high performance. So it's more of the discipline, getting home late from a young age, getting the homework done, projects done, and missing all the parties, The fun things. The fun things. Yeah, I had to make a lot of sacrifices, and it's helped me in a lot of situations outside of gym. So yeah, I'd say the discipline it teaches you. On the other side, offsetting that, what do you perhaps dislike about it, if there is anything? Injuries. Okay. But luckily, I haven't had a major injury. So yeah, I think that's the worst thing that could happen. And let's be honest, a fine athlete such as yourself, you're forever right on the edge of getting injured. There's always little niggles, and you guys get bumps and bashes and bruises all the time. How do you control that? How do you look after that? To control it's a bit of a tough one, but to treat it in that, we have go to physio. If it's a minor bump, we ice, but it's not really major. But we do deal with a lot of small niggles and pains, but we keep moving forward, push. If you've got a physio, obviously then they're able to pick up when there is something, when they work on you and there's deep massage and et cetera, et cetera, et cetera. Often you can then feel it and they can pick it up, and prevention is better than cure, isn't it? Always. Let's talk for a second about where South African gymnastics is. What is your feeling about it right now? Because there was a time 30 odd years ago when we had gymnasts coming out of our ears and international ones. Where do you feel it's on its way to now? Well, I can say from the men's side, it has died down a bit compared to the women's. The men have struggled to just get our name out there, but I feel we are working towards it and we are pushing hard, and we're gonna make a good name for ourselves. Why do you think that's happened? What are your thoughts? I think it's the numbers.
The numbers in the men's senior, there's not a lot of us, and a few of us do have dealt with injuries, and so I can say now there are a lot of young ones, juniors. There are quite a few juniors who are going to be seniors soon. So we're going to be having more people in the team and pushing for our name to be out there. That's great news. Are you on your way to the Olympics? What are your thoughts? Or am I asking too tough a question here? It's not a tough question. I can only say from next year, because only from next year can you qualify for the Olympics. Yeah. And this year it was just more of getting out there again, and as first time senior international. So only from next year I'll be able to give you an answer, but from right now, no, I can't. Is that the goal though? Yes, it is the goal, Okay. 2028. So there's going to be a lot of work that's going to have to go into that. Yes, lots of work. Lastly, for youngsters watching us right now, what do you suggest they do? How do they get into your sport? Well, there's a lot of ways you can get into the sport. Just watch YouTube videos. Go watch YouTube videos. It's also, if your child is rolling around, likes to be adventurous and climb, you just have to search it on Google, Instagram, go watch videos. And if you're interested, then you just contact the club that's in your area. And it's very easy to enroll. Excellent. And you get a free trial lesson, and then from there, you can decide. Excellent advice. Thank you. We really appreciate that. Dis Daniel McLean, 'n lid van die Suid-Afrikaanse senior gimnastiekspan wat 'n goue medalje by die 19de artistiese kampioenskap in Kameroen gewen het. Nou ja, net hierna is daar 'n baie interessante ding wat voorkom, want hulle noem dit rent 'n ouma. Het jy al daarvan gehoor? Ek ook nie, maar ons gaan meer daarvan leer net hierna. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Goeiemôre, good morning. Dit is Sondag Moedersdag en as jou vrou haar hande vol het, is Our Village se unieke rent 'n ouma konsep 'n baie goeie en betroubare manier om 'n ekstra hand te leen. Ons gesels vandag met Andrea Swart en Susan de Beer om meer te hoor oor hierdie oulike idee. Baie welkom by Goeiemôre, good morning julle. Baie dankie. So vertel bietjie waar die konsep ontstaan het. Van die rente ouma. Ja, asseblief. Okay, so ek en Susan is nou vriendinne van ons 3 jaar oud is. En ons Okay, dit is 'n mylpaal, hoor.
So 18 jaar, want julle is albei nou so 21. Ja. En ons het ook toe saam swanger geraak en ons het toe na Our Village begin. So 3 jaar terug, nee, ja. En toe besef ons, yes, maar die mamas het nie oumas naby nie, verstaan? En ook nie regtig daai close families wat net gou help my gou kyk en ek sukkel, ek brand vas, ek moet gou hiernatoe gaan. En my ma was ons altyd se kleuterskooljuffrou ook gewees. Dit is regtig 'n village. It takes a village. Julle het julle eie village gebou en nou brei julle dit uit. Ek dink is wonderlik. Ja, so sy het toe nou ook afgetree 'n kort rukkie terug en ons het toe nou besluit nee, hierdie ouma is regtig 'n goeie ouma en sy kan regtig 'n goeie ouma vir soveel ander ook wees. En ja, nou is sy by Our Village as 'n rente ouma. So hoe werk dit asseblief Susan? Ja, so dit is vir soos daai mamas wat jy het vinnige uur nodig net om by 'n dokter uit te kom of jy het net 'n meeting, jy wil jy naels laat doen of so ietsie. En daar is nie iemand om na ouma te kyk of na baba te kyk nie, na jou kinders te kyk nie. Ja, dan kan hulle ons kontak, ons gaan deur 'n kort screening en dan kan hulle 'n babatjie kom aflaai by Our Village en ouma Karen is daar om na babatjies te kyk. Is dit net op hierdie stadium ouma Karen of het julle nou uitgebrei dat sy nou 'n bietjie hulp ook kry? Dit is nog 'n nuwe inisiatief, so op die oomblik is dit nog net sy, maar ja, ons is definitief oop vir uitbreiding. En sê nou, en hoeveel kennis moet mense gee? So mense moet eers by Our Village amper soos aansluit en dan kan hulle vir die rente ouma konsep dan daardeur betaal of hoe werk dit nou op 'n tegniese manier? Ja, so op die stadium, ons vind ook nog self ons voete. Ja, natuurlik. Dit is 'n wonderlike konsep en soos wat julle groei, gaan julle groeipyne ervaar en julle gaan hier en daar 'n paar goedjies kry wat werk en wat nie werk nie, maar dit is mos nou die ding van 'n besigheid dan. Ja, so op die stadium, daar's nie net 'n aansluiting wat hulle hoef te doen nie, maar hulle kan maar ons net direk kontak. Ons het die nommer ook op ons page gesit en ons sal dit ook met julle deel, maar hulle kan ons regtig net direk kontak as hulle wil kom loer, want ek weet ook mamas is maar versigtig. Hulle los nie hulle kinders net enige plek nie, maar ons het al 'n redelike mamas connection. Ons het 'n lekker WhatsApp groepie ook wat aan die gang is. So daai mamas is ook maar die mamas wat Our Village ken. Hulle weet wat by Our Village is, so hulle voel ook rustiger, maar as mamas eerder wil kom kyk en 'n draaitjie kom loop deur Our Village, hulle is meer as welkom en dan van daar af kan hulle ons kontak. Ouma Karen staan reg op standby. Ja, en dit is regtig wonderlik nee wat julle geskep het, want ek het gevind toe ek nog 'n mamma met klein kindertjies was daai mamma groepies was waar ons nannies gekry het of waar ons my kind het 'n rash, like dit is nou nie 'n mediese emergency nie, maar jou kind het maybe had a similar thing en nou kan ons 'n bietjie stories uitruil en daai tipe goed. Maar ek wil gesels oor Our Village as geheel, want dit is iets wat julle geskep het, dit is iets wat julle nou doen as 'n besigheid, maar wat behels die Our Village konsep dan nou? So ons het 'n multidissiplinêre span van ons het vanoggend probeer onthou, maar ons is omtrent 37 terapeute wat verskillende terapie mediese sorg vir die hele familie aanbied. Dit is van pappa wat kom vir fisio, dan gaan mamma gou die sielkundige sien en babatjie kom vir sy inenting by die baba kliniek. So daar is dit is net 'n groot span wat na jou en jou familie kyk. Ja, en essentially a one-stop shop, want jy het nie regtig baie tyd as 'n mamma of 'n pappa om 100 verskillende plekke te gaan. Dis die ding om rond te ry en afsprake te soek. Dit is vir ons altyd die lekkerste om te sien 'n familie se kar trek in die oggend 8 uur daarin. En ons sê eers vanmiddag 2 uur vir 'n baba. Maar dit is wonderlik, want dan as jy net by een plek gaan, jy weet ook almal wat daar is so goed in wat hulle doen en dit is al deur soveel ander mense gebruik. So almost that word of mouth en die feit dat alles onder een dak is ongelooflik lekker. Ja, my dogtertjie het verskriklik gehuil toe sy klein was. Yes, julle ou. You and me both. En kyk, as ek 'n village daai tyd gehad het en ek hoef van nie die hele tyd in 'n kar te gelaai het na die volgende afspraak toe nie. Ek dink dit is ook waar dit vir ons ontstaan het en ek moet regtig net bysit wat Susan sê, dit is nie net 37 terapeute nie, dis ongelooflike terapeute en meeste van hulle is ook mamas en hulle harte is regtig net om te gee en hulle kwaliteitsorg ons is so geseënd om hulle almal as deel van die span te hê. Hulle almal is so oop om deel te wees en hulp en raad uit te gee vir mamas. Hulle almal is op die groep, op die mamma groep ook. So as haar mamma is, haar
babatjie se borsie roggel of iets, dan sê fisios dadelik op en sê hoor hierdie is wat jy kan doen, kom na ons toe of probeer hierdie by die huis. So hulle is regtig deel van die community. Dit is vir ons regtig spesiaal. Dis regtig iets wonderlik wat julle geskep het. Ek wil nou teruggaan na die rent-a-ouma konsep toe en ouma Karen is nou die ouma wat ons nou op gaan fokus. Wat maak vir haar so spesiaal vir julle en vir die mammas wat nou al vir ouma Karen ervaar het? Ag, ek dink net haar sagtheid is, en sy is net, as sy 'n babatjie sien, kan sy babatjie nie uitlos nie. Sy en haar kind is presies dieselfde. As sy 'n babatjie in die kamer inkom, wil sy vashou en sy wil kyk en sy wil daar wees vir die baba en vir die mamma. En ek onthou nog so goed, ek het op Andrea se baby shower uitgevind ek is swanger. So, toe my babatjie gebore is, toe is haar babatjie al op kruipstadium en die eerste dag wat ons by haar ma gaan kuier het, toe sit haar ma in die kombuis op die vloer met Logan in haar arms, my seentjie. En Amy was glad nie baie beïndruk met hierdie babatjie wat nou haar ouma vat en sy het so op ouma opgekruip, maar ouma het bly sit met al twee babatjies en sy was so content geweest. Sy was op 'n happy place geweest. So ek dink regtig haar liefde vir babatjies is so groot. Ja, jy gaan nie net 'n babysitter hê nie. Jy gaan jou kind gaan regtig liefde, ouma liefde kry. Maar vir jou Andrea, is dit nie weird om jou mamma met die hele wêreld te deel nie? Almal het nou 'n ouma Karen, maar ouma Karen is jou kinders se ouma. Ag, ek dink dit is maar waaroor dit gaan, is om te deel, nê? Dit mens moet altyd met 'n oop hand leef en my kinders is nou al, hulle is al ouer. So ek dink daai ouma mis baie keer 'n bietjie ekstra kleinkind liefde. En sy, ek dink as ons vir haar nog 10 kleinkinders kon gegee het, maar nou kan ek vir die village se kleinkinders gee. As daar nog oumas betrokke wil raak, is daar spasie vir dit? Is dit iets wat julle dink kan groei in die toekoms? Ja, ek dink so. Ek dink mens moet hom nou net eers aan die gang kry en ek dink die belangrikste is om daai trust relationship te bou met die community en dat hulle sien hulle kinders is actually veilig. En daar kom die ander oumas ook van uit die village uit, vanuit mense wat reeds deel is amper van daai ekosisteem en hulle sê, kyk hoe lekker speel ouma Karen nou pop. Ek wil ook saam pop speel. Net ter afsluiting julle twee, waar kan mense meer inligting kry oor our village en natuurlik dan ook Rent-a-Ouma? Okay, ons is op social media. Kan maar net gaan soek Our Village Pretoria. So dit is belangrik. Ek weet daar is 'n ander Our Village, maar Our Village Pretoria. Garsfontein, En ons is in Garsfontein geleë en dan kontaknommer is 071 354 1299. Ja, ons sal ook al hierdie besonderhede op ons sosiale media bladsye deel. Andrea en Susan. Gelukkige Moedersdag vir julle twee. Ek hoop julle werk met 'n hart hierdie naweek nie. Wat 'n unieke konsep. Ons gesels hierna met 'n unieke en bekende kunstenaar oor sy nuwe album. Jy wil dit nie mis nie. Bly ingeskakel. Net hierna Jan Blom. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers?
Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. Ons gesels vanoggend met Jan Blom oor sy nuutste album en hy deel nou 'n voorsmaakie met ons van een van die liedjies daarop, naamlik Beautiful Jy. Jan, kom ons luister. Hey, beautiful jy. Yeah, is it beautiful in my? Hey, alles is okay. Hey, die storm is voorbij. En die storm dek verdwijn. Ek steeds op soek na sein. En die radioman die sê, jy me weer wat jy wil hee. So hy, beautiful jy. Yeah, yes, you're beautiful in my. Hey, 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 alles is okay. Hey, 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 die storm is voorbij. Oh, die storm is voorbij. Beautiful jy. Alles is okay. Beautiful jy. Dis baie mooi en ek dink voordat ek by die res van die album uitkom, gaan ek dadelik met die deur in die huis val en vir jou vra, waar kom die inspirasie vir hierdie spesifieke liedjie vandaan? Ag, dis baie maklik. Meeste van my inspirasie kom eintlik van my lewenservaring af, maar dit gaan maar almal oor girls. Ja. En hierdie gaan oor die mooiste girl in die wêreld, my 13-jarige dogter Simon. Kyk, die ding van die troubadour liedjie skryf, ou met die gitaar ding is mos maar jy skryf nou vir die liefde. En ek love songs en ek het lank nie gesukkel nie. Ek kon net nie op die punt kom om 'n song te skryf wat ek gevoel het reg is vir haar nie tot nou toe. Dis verskriklik mooi en ek bedoel dis nou 'n nuwe volle album tot daar waar die lig is. So wat presies kan jou aanhangers verwag? Ek dink hulle kan nuwe goed verwag. Jy weet ek probeer myself so min as moontlik herhaal. En die enigste manier om jouself nie te herhaal nie, voel ek, is om regtig elke keer meer en meer eerlik te wees. Jy weet, ek dink almal van ons het daar's maar vlakke van eerlikheid. Jy weet, daar is ons maar tog wat ons graag wil hê die wêreld van ons moet dink en van die wêreld van ons moet sien dit is menslik. Maar ek probeer regtig buite die ego al hoe meer en meer skryf. Ek dink dis een van my missions. Ek dink daai eerlikheid en daai rou emosie wat ons altyd hoor, jy weet, en wat so duidelik na vore kom wanneer 'n mens na jou musiek luister. Dit is nogal iets wat kenmerkend is wanneer 'n mens dink aan Jan Blom. Maar is dit soms vir jou uitdagend? Ek bedoel, 'n mens is ook blootgestel, nê, na aanleiding van dit wat jy met die mense deel. Ja, natuurlik is dit uitdagend. Ek dink dit is uitdagend, maar ek kan nie presies onthou. Jy weet, ek dink om courage te hê. Dis nie altyd om nie bang te wees nie. Dit is nog steeds om die regte ding te doen al is jy bang. En ek probeer dit regtig. Jy weet, daar is wyse woorde. Ek probeer daarby lewe. Daar's ook 'n musiekvideo in wording.
Ja, is 'n musiekvideo. Ek het so my dogter, obviously ek se pa. So sy is die mooiste, sy dans die mooiste, sy is die slimste. En net so is ek hopelik sy raak nou 13, so dit is besig om baie vinnig te verander, maar ek was die sterkste en mooiste vir die eerste 13 jaar. So ek het sy is 'n verskriklike goeie danser. En ek het haar gevra om in die musiekvideo saam met my te speel. So ons het dan nog nooit regtig in die publiek gehad. Ek en haar ma het altyd, jy weet, gewag vir 'n sekere ouderdom as gevolg maar van jy weet, van my eie blootstelling oor die laaste jare in goeters en dat ek maar so onbeskaamd was oor dinge. Wou so graag beskerm en ek dink dit was haar keuse geweest en ek het haar gevra of sy dit wil doen en toe sê sy ja, pappa, sy gaan saam met dans op die video. Wel, ek dink dis wonderlik, jy weet, want op die einde van die dag is dit graag wat 'n mens sal wil hê, is dat ek dink as 'n mens se kind eenvoudig net so deel is daarvan en ook deel in daai storie, jy weet, in daai persoonlike ervaring wat jy dan nou eintlik ten laaste met mense deel. Maar nou is daar vir my iets anders wat uitstaan. En dit is die feit dat ek het 'n voeltjie oorvlei dat daar ook fisiese CD's beskikbaar gestel gaan word. Nou is my vraag, hoekom so besluit in 'n digitale era? Presies daaroor. Ek het nog altyd gegaan. Ek het 'n fantastiese klomp fans in 'n audience. En ek het altyd baie van my musiek word geskryf voor hulle, jy weet, ek sal 'n song skryf en dan as ek hom die dag skryf, sal ek hom byvoorbeeld die aand speel, jy weet, voor die mense en daar word die songs eintlik gebore, jy weet, dit word voor mense gebore. En ek hou daarvan om te connect met hulle. En baie mense het vir my gesê dat nog CD-players hulle wil sien. Jy weet, hulle mis daai fisiese ding wat jy het, wat jy by 'n show kan teken, daai. Ek dink in 'n digitale era waar ons memories amper net gekoppel word aan 'n konsep, jy weet, aan 'n klomp sommetjies wat bestaan op 'n rekenaar. Voel ek miskien daar is plek daarvoor om weer fisiese goeders, jy weet, om 'n CD vas te hou en onthou ek het hierdie rock and roll CD gekoop by daai show en dit is myne en hier sit geteken en hier is die boekie en ek kan hom lees. Dis iets wat jy kan opstaan en gaan uithaal. Dis vir my was dit gewees werklik om mense van hulle fone so vir 'n paar sekondes weg te kry. Hoop jy gaan haal jou CD-player en jy sit jou foon neer en jy haal die CD uit en jy sit die CD in en jy en jou geliefde kan bietjie gesit en gesels sonder om 'n foon op te moet tel om musiek te luister. Ek stem heeltemal saam met jou. Nou daar is ook 'n produksie die 8de Mei. Ons het so 'n minuut oor. So ek wil graag vir jou vra dat jy dalk net vir ons sê waar ons kaartjies in die hande kan kry, want dis gebaseer op hierdie album ook. Julle kan definitief kyk op Emperor's Palace se webtuiste. Julle kan kyk op Vonk Musiek ook. Definitief en op my Facebook. Die ticketlinks is daar by Emperor's Palace. Dis vir my verskriklik groot. Ek is altyd net in my noppies as mense my uitnooi om te kom sing. En nou het ek hierdie groot produksie en dis vir my wonderlik. Dis 'n klomp musikante van my favourite musikante in die wêreld en ons het 'n groot skerm. En soos omtrent al my albums is dit weet daar's 'n storielyn daaraan. En hierdie keer het ek besluit net om my laaste 25 jaar in die musiekindustrie die storie te vertel, die ups en die afs, die lig na die donker, na die lig. Weereens, die rou emosie. Ek is seker van dit is iets wat duidelik na vore sal kom. Jan, baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het. En ek dink ek sien saam met die res van die mense uit na hierdie unieke produksie ook en na Sirius wat weer 'n verskyning maak. Baie dankie en sterkte ook met hierdie album. Baie dankie. Goed, dis dan al van ons kant af, maar sien julle môre weer. Gaan kyk ook gerus na ons in diepte gesprekke op ons sosiale media platforms en veral ook YouTube. Dis dan 'n goeiemôre, good morning. Maak seker jy skink môreoggend weer 'n koppie koffie.